Jeanette, dit is vir ons by Momentum Aardklop 'n ontsettende voorreg om hier in julle eie studio met jou spesifiek te kan gesels. Ek wil as dit in die hak met jou is, kan ek op 'n persoonlike noot begin? Jy is baie welkom. Ek moet dan net sê, Alexa, voordat jy begin, daai Momentum Aardklop klink aan baie lekker. O ja, lekker. Dit is baie lekker om dit so te hoor. Ek is baie bly, dit kom vir ons met 'n groot glimlag op ons gesigte soos wat jy kan sien. Jy is 'n boeremeisie van die Vrystaat. Ek dink dit is redelik algemene kennis. So watter rol speel die kunste in op jou lewenspad? Waar was jou eerste kennismaking met die kunste? Wel, ek dink dit gaan nou ja, ek gaan dit nou maar sê, maar ek bedoel dit, jy weet, ja, jy vra nou die vraag, so ek gaan dit antwoord. So ek is nou 5 was, is ek gevra om die hoofrol te sing in die Sound of Music wat ons jaarlikse opvoering was. Nou jy weet, dit is nou soos wat my man altyd sê, onthou net jy was in 'n ou klein dorpie, daar was seker net 2 kinders wat kon sing, maar dit maak nie saak nie. Wat ek onthou is daai ongelooflike ervaring van die oefen en die opwinding en die klere en jy weet die dekor en natuurlik die applous. Dit was 'n oomblik van, ek dink, bekend wees, 'n oomblik, jy weet, wat 'n mens ervaar het. En dan iets anders wat eintlik vir my ongelooflik was, is in my matriekjaar 1985, op die 1 Augustus is die San Du Plessis Theater in Bloemfontein geopen. Ek dink hy was op daai stadium die mees gevorderde in terme van tegnologie. En weet, ons is gevra, ek was in matriek, ons is gevra om toere deur die ding te doen en ek het die voorreg gehad om die openingsaand van Nabucco by te woon, wat die toneel of die opera was waarmee die San Du Plessis Theater geopen het. En ek dink dit was die grootsheid daarvan. Absoluut, wat is moontlik? Ek meen die krag daarvan was vir my 'n ongelooflike ervaring. Deur die jare moet ek ongelukkig vir jou sê, ek dink ek het verval in 'n plek waar ek eintlik net werk. Ek kry te min tyd om werklik aan die kunste te spandeer. Nou en dan kry ek wonderlike uitnodigings. Ek bedoel, die laaste paar jaar wat ons by Aardklop betrokke is, kry ek al hierdie uitnodigings en dan dink ek, maar dis onmoontlik, is in die week. Daar's net nie 'n manier wat ek in my kar kan klim en Potchefstroom kan ry, jy weet, en hierdie goed te gaan ervaar nie. Maar weet, kunstefeeste en so aan dink ek deur die jare. En dan soos môre aand gaan ek na Andrea Bocelli kyk. Jy weet, so musiek is vir my, dit het 'n aantrekkingskrag vir my. Ek kom uit 'n musiekfamilie, so jy kan hoor daar's altyd 'n musiek iets daarbey betrokke. Maar ek dink dit gaan oor mens wees. Aan die einde van die dag dink ek dit is die enigste iets wat kunsmatige intelligensie nie, hulle kan dalk 'n meer perfekte prentjie skep, maar dit kan nie wees om mens wees, om hartseer en vreugde uit te druk nie. En ek dink dit is vir my die ding wat kuns ongelooflik maak, is die menswees daarvan. Ja, nou by daai menswees, om aan te sluit daarby, ons in ons bedryf, in die kunstebedryf, gaan die afgelope ruk veral het geweldig baie struikelblokke en uitdagings. Jy weet, as ons kyk na COVID, ons moenie daarvan vergeet nie, dit was onlangs. En dit het nog steeds 'n uitwerking op ons. Ons was sonder 'n inkomste hoofsaaklik. Ons moes onsself eintlik hervestig, herdefinieer, nuwe struikelblokke en uitdagings oorkom. Maar jy persoonlik as eerste vrou wat aan die hoof van 'n versekeringsmaatskappy in Suid-Afrika staan, sekerlik moes jy ook, of moet jy dalk steeds, oor struikelblokke oorkom. So is daar kan ons 'n kers by jou opsteek? Het jy raad vir ons? Weet jy, ek dink as ek dit moet opsom, ek is 'n persoon wat absoluut glo dat 'n mens elke dag iets moet leer. Maar as ek dit moet opsom, as ek nou terugkyk na my loopbaan van 30 jaar, dan dink ek tog daar's 3 amper lewensfilosofieë wat ek deur die jare, goed wat ek geleer het, wat by my bly. En ek probeer myself terugneem na dit toe in moeilike tye en myself daaraan herinner. En die eerste een is spesifiek dat ek dink jou houding, hoe jy reageer op terugslag, op goed wat vir jou moeilik is, dink ek bepaal baie keer jou sukses meer as jou kwalifikasies of jou ervaring. Want 'n mens kan baie maklik vasgevang word om al jou energie te spandeer aan die negatiewe goed waarin jy niks kan verander nie. Of jy kan kies om te sê, wel, hoe gaan ek hierby verbykom? Ek kan nie eers jou vertel hoeveel keer deur die jare is ek gevra om die tee te skink of die notas te neem nie.
En jy weet as ek heeltemal teruggaan, vir my het dit begin by my pa, wat vandat ek kan onthou, vir my gesê het, my kind moet nooit dat iemand vir jou sê dat daar enigiets is wat seentjies kan doen wat jy nie ook kan doen nie. Seentjies en dogtertjies kan alles doen. Dit hang net van jou af of jy dit gaan doen. Toe kom ek in die korporatiewe manswêreld 30 jaar gelede en toe besef ek, almal glo nie soos my pa nie, want hier is die vrouens nie. En jy kan baie maklik in hierdie negatiewe ding vasgevang word. Ek kon gedink het wel, hierdie industrie, hierdie maatskappy is nie vir my nie, want kyk, hier's niemand soos ek hier nie. Ek het gekies om te sê, wow, maar hulle gaan vrouens nodig hê, een van die dae. En hoe gaan ek seker maak dat ek gereed is, reg is? Ek het harder gewerk, ek het meer geleer, ek het meer ingesit om werklik gereed te wees vir wanneer die geleentheid kon kom. En dit het. En jy weet, nou presies 2 jaar gelede, jy weet, as ek deur die proses en as ek aangewys om hierdie rol te vervul en toe ons klaar was met die rol en ons kyk daarna toe sê ons, maar daar was nog nooit 'n vrou nie, dis 'n wonderlike ding. Dit was vir my belangrik. Ek wou nie gehad het dat hierdie etiket daaraan moet gesit word om te sê, sy het dit gekry omdat sy 'n vrou is nie, maar eerder om te sê, sy het dit gekry ten spyte daarvan, want dit is vandag nog steeds eintlik maar 'n manswêreld. So ek dink dis die eerste en as ek dink regtig, hoe jy kies om te reageer op goed, kan jou energie tap, en dan is daar niks oor vir groei en vir leer nie. Of jy kan sê, nee, hoe gaan ek dit oorkom? Die tweede een is, vind uit, wat is jou doel in die lewe? Hoekom is jy hier? En dis vir my die iets waarop ek terugval wanneer dinge regtig moeilik raak. En vir my wat 'n ongelooflike iets is dat dit wie ek is persoonlik en dit wat ek doen en uitleef elke dag is so naby verwant aan mekaar. En ek sal weer vir jou, dis weer 'n storie, ek sal die storie vertel. Ek onthou ek as klein dogtertjie wakker geword het in die nag en dan het ek gehoor hoe my pa en ma stry oor geld. En dit het bloot gegaan oor die feit dat my ma, wat 'n beroepsvrou was, met 'n boer gaan trou het, alles opgegee het en skielik totaal finansiëel afhanklik van my pa was. En haar stryd met haar eie identiteit, omdat sy skielik afhanklik was. En my ma het toe ek 18 word van die boekie gegee. Ek het met sulke vet letters in 'n boekie geskryf toe ek 5 jaar oud was. Ek sal nooit 'n man vra vir geld nie. Nou eerstens kan ek sê ek het nog nooit. Ek moes al vra vir meer geld en vir verhogings, maar ek het nog nooit geld gevra nie. Maar dit het 'n bietjie van 'n definisie vir my geraak en dit was vir my ook die grondslag van iets wat ek dink ek nou al voor bekend is dat ek sê vir vrouens, 'n man is nie 'n finansiële plan nie. Jy moet jou eie finansiële planne hê. 'n Tweede ding wat gebeur het, is net die feit dat die lewe gebeur met jou. Onverwagse dinge gebeur. En dis iets wat in COVID dink ek vir baie mense realiteit geraak het. In ons geval is my sussie se man baie onverwags en heeltemal te vroeg op 'n jong ouderdom oorlede. Hy gelos met 3 kinders en skielik vind ons uit dat die plan wat sy gedink het hulle gehad het, die finansiële plan is nie in plek nie. En skielik is jy in 'n baie moeilike situasie. So dit het 'n lewensding vir my geraak. En hoe wonderlik is dit dat ek werk vir 'n maatskappy waar alles wat ons doen, gaan daaroor om mense finansiëel in staat te stel om 'n plan te hê, om 'n finansiële adviseur te hê, om eendag te kan aftree. So daai ding van wat is jou doel, dat ek elke dag huis toe ry en dink, wat was die impak wat ek vandag kon hê op mense se lewens, mense om my, mense in my eie persoonlike lewe en ook ons kliënte. So om daai doel vir jouself te vind, dink ek is een van die goed wat my, jy weet, absoluut staande hou wanneer dinge vir my moeilik is. En die derde een is, fokus op dit wat jy kan beheer. Want, kyk vandag, ons lewe in 'n mal wêreld. Trump met een tweet verander finansiële markte. In die laaste maand met die handelsoorlog wat ons het ons markte wêreldwyd met meer gevalle gedurende die globale finansiële krisis in 2009. Dit is net ongelooflik. Nou, ek werk 2 weke gelede het ons in 'n week 80 analiste en batebestuurders gesien. En die eerste vraag wat hulle vir my vra is, Jeanette, as CEO, hoe gaan jy jou maatskappy bestuur wanneer ons ekonomie so swak doen? My antwoord is, ek gaan fokus op wat ons kan beheer. Wat beheer ons? Ons moet beter produkte lewer. En ek dink dit is van toepassing, maak nie saak wat jy doen nie. Is jou produk beter as enigiets van jou kompetisies in?
Kan ons beter diens aan ons kliënte lewer? Kan ons beheer dat ons mense gemotiveerd werk toe kom elke dag? En ek glo as jy daarop fokus, dan kyk jy weg van die feit dat verandering die enigste konstante is. En ek hou nogal van verandering, waar ek glo dis waar groei plaasvind. Baie mense, die meeste mense hou nie van verandering nie. Maar as jy verandering sien as 'n katalis vir groei, en jy begin fokus op dit wat jy kan beheer, dan dink ek haal jy die paniek uit en jy kan weer meer rasioneel wees wanneer jy dan begin dink oor die impak wat al hierdie goed op jou het en wat jy daarmee gaan doen. Dis my 3 lesse en ek probeer altyd teruggaan na hulle toe en sê, kan ek net weer iets hier uitleer? Ja, dit is 'n ontsettend insiggewend. Dit bring my dan nou ook, dit sluit eintlik by my aan by leierskap. Die mense om jou, jou kollegas, hulle gebruik groot woorde, hoor. Hulle praat van jou as 'n leier as baie dinamies, briljant, vreesloos. Iemand wat omgee, iemand wat passievol is. Dan ook, ek dink jy daarna verwys vroeër, as iemand wat stories vertel. Hoe gebruik jy daai stories van jou om tot mense deur te dring of om mense te motiveer? Ek doen elke liewe dag. En jy kan dit hoor hier, jy weet, ek gaan terug na stories doen. Weet jy wat het ek net deur die jare geleer? Weereens, jy sou dink dat ons is in die finansiële bedryf en daarom is alles rasioneel. Nee, dis syfers is tog hard, dis rasioneel. Geld is die mees hyper-emosionele onderwerp wat daar is. Ek kyk vir jou en as ek vir jou hier vra, is jou finansiële plan in plek? Dan begin jou hart so 'n bietjie vinniger klop, want jy's nie heeltemal seker nie. Of dis intimiderend vir jou. Of jy kyk daarna en jy dink, ek is nie dom nie, maar ek verstaan nie noodwendig al hierdie tegniese terme nie. So, vir my gaan dit oor die koneksie wat ons as maatskappy moet maak, dat ons is nie hier vir die transaksie nie. Ons is hier om die mens wat agter daai transaksie is, te probeer raak sien. Hoekom neem jy lewensversekering uit? Want jy het 'n finansiële droom wat jy wil bewaar uit. Hoekom neem jy ongeskiktheidsdekking uit? Want jy besef die lewe kan met jou gebeur en dan moet jy bly voorsien vir jou familie. Daar's altyd 'n storie, altyd. Een van die goed waaroor daar's ander woorde wat mense seker ook kan gebruik, van hulle sal baie keer sê, weet dat ek is absoluut moeilik oor diens. Ek meen dit is vir my ononderhandelbaar. In Engels sal hulle sê ek is fundamentally unreasonable oor standaarde en oor hoe ons met ons kliënte werk. En dis die waarheid. Maar dis omdat ek weet dat dit vat die kleinste dingetjie om die vertroue wat daai kliënt in jou het te breek. En as jy nie die mens gaan raak sien agter daai transaksie nie, dan jy weet, maak hierdie goed nie vir jou saakie. Nou, ek doen praatjies elke liewe dag van my lewe omtrent, en spesifiek binne in ons maatskappy oor hierdie beweging wat ek wil laat plaasvind rondom beter diens. Nou, ek kan daar staan en ek kan soos 'n professor of 'n baas wees, 'n CEO wees en ek kan sê, ons diens is swak, lewer beter diens. Dit raak niemand. Kom ek sê wat raak iemand. As ek daar staan en ek vertel vir jou die storie van 'n kliënt met wie ek in hierdie laaste week gedeel het, wat in trane was oor die feit dat hulle afgetree het, nie kos in hulle huis het nie, want dit vat 3 maande om hulle pensioen uit te betaal. Dit raak mense. En as ek die mense storie vertel, dan sit almal 'n bietjie meer regop en dink, daai kon my pa, my ma, my beste vriend, my broer of my suster gewees het. En as ons mense kan begin raak sien met hulle stories, dan dink ek, het jy nie reëls nodig nie, want dan raak dit iets waarvoor jy begin omgee. En dan is jy hier vir baie meer as net 'n werk wat jy doen, want jy begin besef wat die impak is wat ons het op mense se lewens. En ek dink dit is iets wat, dit motiveer my elke liewe dag. Ja, as jy 'n gesig agter Ja, agter en 'n weet jy wat, syfer kan sit. al is daai kliënt nie vir jou 'n bekende persoon nie, sit jou beste vriend se gesig op daai kliënt. En dan verander die hele manier hoe jy met daai persoon werk. So sien die mens agter die telefoonoproep of die transaksie en dan raak dit vir jou werklik en ek dink dit verander lewens, dit verander die manier hoe ons daarna kyk. Maar kom ons kyk nou na
aandeelhouers nou byvoorbeeld of analiste, jy weet, besighede, mense met besigheidsbreine of motiewe. Hulle jaag nou maar wins en groei na, nê. Dit is nou so, dit moet ook 'n maatskappy dryf. Maar ek lei hieruit af dat daar by jou en by julle by Momentum 'n groter, breër doel is wat julle ook dryf en najag in die gemeenskap. Ja, en ek dink dit is iets wat ontstaan het in die laaste 2 jaar vandat ek hier gekom het. Ek glo diep aan en ek gaan nou die Engels daarvoor gebruik, ek gaan dit probeer vertaal, maar aan purposeful living, purposeful leadership. Met ander woorde, jou doel, jou rede, hoekom is jy hier? En toe ek aangestel was, daar's geen twyfel by my wat ons moet lewer vir ons aandeelhouers en vir ons kliënte in terme van die wins en die aandeleprys groei en die groei wat ons elke dag moet kry. Daar's geen twyfel daaroor nie. Die punt is, spring jy in die oggend, kry jy 17,000 mense om in die oggend uit die bed uit te spring, want ons gaan wins jaag vir ons aandeelhouers. Of kry jy mense om gemotiveerd uit die bed uit te klim want hulle weet hoekom is ons hier as maatskappy? Wat is die verskil wat ons maak aan mense se lewens? En ek dink dis die verskil. En ek dink omdat ek van jongs af hierdie doel het, amper hierdie ding van hoekom is ek hier elke dag, het ek eenvoudig gekom en gesê, ek wil die CEO wees, wat wel al daai winste gaan lewer, maar om die regte doel, omdat ons weet hoekom is ons hier. En ons het heelwat tyd spandeer 2 jaar gelede om te gaan sit en te gaan sê, hoekom bestaan ons as maatskappy? Wat gaan wegwees die dag as ons dalk nie meer bestaan nie? En ons is verskillende diverse besighede. Jy weet alles van korttermynversekering, pensioenfondse, lewens, gesondheidsversekering. Hoe bring jy hierdie goed bymekaar? En ons het besef daar's 'n kliënt aan die ander kant van elkeen van daai maatskappye, maak nie saak wat ons doen nie. En ons het dit gaan verwoord en gaan sê ons bou en beskerm ons kliënte se finansiële drome. Hoe mooi is dit? Ja. Skielik besef jy, as ek 'n produk ontwikkel, dan is dit omdat daar 'n kliënt is wat 'n finansiële droom het wat ek wil help bewaarheid. As ek hier is om die foon te antwoord, dan is daar 'n kliënt met 'n finansiële droom, 'n regte mens aan die ander kant van hierdie storie. En kan jy hoor, dit gaan die hele tyd terug na mens wees. Dit gaan die hele tyd terug na dit toe. En wat ongelooflik is, in die jaar, presies April verlede jaar het ons doel, ons bou en beskerm ons kliënte se finansiële drome, het ons aan die hele maatskappy bekend gestel. En ons wins is dubbel wat dit in die verlede was. Mense is hier vir die regte rede. So wins volg wanneer jy die regte ding doen. En ek dink vir ons as maatskappy begin 'n mens besef dat jy het met jou kliënt te doen in die ergste, moeilikste emosionele tyd van hulle lewe. Wanneer hulle geliefde aan die dood afgestaan het en hulle kom hier aan met 'n polisdokument. Wanneer hulle werk verloor het, wanneer hulle uitgevind het hulle het kanker. Dis wanneer ons met ons kliënte te doen het, wanneer ons met hulle transaksies doen. En as daar nie 'n erkenning van die mens is nie, as daar nie empatie is nie, dan is dit transaksioneel, dis koud. En ek dink vandat ons daai mens, daai warmte ingebring het, is daar 'n rede vir mense om in die oggend uit die bed uit op te staan. En dit glo ek, gaan tot groter winste lei, sonder dat jy op die wins op sigself hoef te fokus. Ja, dit is want die mense is 'n volronde wese, nê? En ons in die kunste fokus natuurlik nou ook daarbey. En ons baat nou die afgelope ruk, so 3 jaar al, baat ons by Momentum Aardklop by julle toewyding aan die kunstefees, aan die kuns- en kultuurwesens. Ek wil dit 'n bietjie nouer vat. Hoe sien jy julle verhouding spesifiek met die kunste? Wel, ek dink miskien amper selfs in dieselfde verband wat ek inbring in terme van hierdie doel en hoekom ons hier is om te sê, maar ons kliënte, almal daar buite, die breër publiek is ook nie net daar om met ons te kom besigheid doen nie. Hulle is ook daar om ons moet ook die moontlikheid om Afrikaans as taal te bevorder en te beskerm, moet ons ook 'n bydrae tot lewer. Anders is jy ook net hier om wins te maak om dit vir jou aandeelhouers te gee. Maar kan jy 'n bietjie van daai wins gebruik om ook 'n verskil te maak aan die kuns en al die ander dinge wat ook vir mense belangrik is? Want dit gaan nie net, almal van ons staan nie net op en werk nie. Ons het ook nodig om kultuur en ons taal en
net 'n bietjie te ontspan. Ek meen aardklop bied vir ons 'n geweldige wonderlike platform om daar te wees, om te sê kom na ons tent toe, kom drink 'n koppie koffie saam met ons. Jy weet, ons het geleentheid om tyd met mekaar te spandeer. Anders as transaksionele tyd by die werk. En om te kan sê kom ons drink 'n glas wyn saam, kom ons lag saam, kom ons leer mekaar weet ken op 'n ander vlak. En een van die stukke terugvoer wat ons die hele tyd kry, is hoe ongelooflik mense die warmte ervaar van die feit dat hulle by ons kan kom kuier. Waar wanneer hulle hier instap, is dit koud en hard en ons probeer dit wel verander, maar dit neem tyd. Waar daar dink ek jy kan net op 'n ander vlak met mekaar kommunikeer en dis hoekom dit ook vir ons belangrik is. So selfsugtig, dit gee vir ons 'n platform wat beteken ons bereik meer mense, maar ek dink wat agter dit sit is ook die belangrikheid om nie toe te laat dat kuns en kunstenaars, jy weet, ons land verlaat of dat dit heeltemal tot niet gaan omdat daar nie staatssubsidies en ander bydraes is wat julle help om te doen wat julle doen elke dag. Ja, dit is ongelooflik verblydend en ons is dankbaar daarvoor dat daar 'n maatskappy soos julle is wat begrip het vir hierdie situasie. Waarin die kunste en die kultuuromgewing hom bevind. Jy het vlugtig daarna verwys, nou ek wil net so 'n bietjie meer aandag daarop vestig op Afrikaans. Ons Aardklop staan bekend oor die algemeen as 'n Afrikaanse kuns- en kultuurfees, maar ons is nie uitsluitend nie, ons is nie elitisties nie, ons is akkommoderend en omarmend en divers en ons is trots daarop en ons bou daaraan. Hoe sien jy persoonlik die rol van Afrikaans, hierdie lieflike taal in die diverse gemeenskap wat Suid-Afrika is? Wel, ek dink eerstens dat as jy 'n fees bymekaar gesit het wat uitsluitend gevoel het, dan sou ons sou nie daar wou gewees het as 'n vernoot nie, is eerstens. Tweedens, as ek na Afrikaans kyk, Afrikaans het ongelukkig, miskien nog steeds die etiket van die onderdrukker en apartheid. En ek dink almal van ons wil so graag probeer om daarvan ontslae te raak, want Afrikaans is nie meer net wit nie. Inteendeel, ek dink die wit gebruikers van Afrikaans is in die minderheid. Afrikaans is 'n bruin taal, dis 'n swart taal en ja, dit is ook 'n wit taal. So ek dink dis die eerste deel. Die tweede deel is, jy weet, ek wat geweldig baie reis, want ek bly in die Kaap en ek is elke week van my lewe op 'n vliegtuig. Gister het ek langs iemand gesit wat die mooiste Afrikaans praat en dan besef jy, daar's 'n Pretoria Afrikaans, daar's 'n Namakwa Afrikaans, daar's 'n Kaapse Afrikaans. Afrikaans is nie net eers een ding nie. Afrikaans het soveel karakter en soveel verskillende, jy weet, maniere hoe hy uitgebeeld word. Dat daar's 'n plek vir almal van ons om van Afrikaans meer en groot te maak. Afrikaans hierdie jaar, die 100ste bestaансjaar en waar ons begin het en waar ons vandag is, dink ek is iets waarop ons van verskriklik trots kan wees. Maar dat ons absoluut moet seker maak dat dit omarm en dat dit warm is en dat dit almal innooi, is ongelooflik belangrik vir ons. Ja. Daaroor stem ons nou 100% saam. Ja. Terwyl ons op Victoria is, kom ons gaan 'n bietjie na die kuns self toe. Almal het, en ek weet partykeer is dit baie, maar almal het tog nou hier en daar 'n gunsteling. Sekerlik het jy 'n gunsteling musikant of 'n sanger of 'n kunstenaar. En as jy, ek seker jy het, Ek het. maar dan moet jy sommer sê hoekom ook. Ja, wel, so musiek, ek het gesê musiek is vir my, ek kom uit 'n musiekfamilie, daar's altyd musiek. Ek spandeer geweldig tyd op my eie, so daar's altyd musiek in my ore en ek is mal oor Afrikaanse musiek. Die regte op my smaak Afrikaanse musiek en ek dink dit sal duidelik raak. Ek en die eerste een is Karen Zoid. Ek het baie jare gelede die voorreg gehad om haar te ontmoet en ons het so 'n bietjie saamgewerk dan om eintlik 'n song te skryf wat gaan oor vrou wees en weet vroue wat dit maak, sterk vroue en so aan, wat 'n wonderlike samewerking was wat ons gedoen het. So ek het haar persoonlik leer ken. En ek weet ek wil amper so half daai woord gebruik van sy het iets gedoen vir Afrikaanse musiek, daai sterk, daai gatskop, daai sexiness wat kon inkom, nê. Hoe jy gedink jy kan rock in Afrikaans, jy weet, en ek dink sy het dit gedoen. So ek is mal oor Karen as mens, maar ook, jy weet, dit waarvoor sy staan en hoe sy dit promoveer. As ek lank teruggaan, jy weet amper waar was my eerste ervaring van wonderlike Afrikaanse musiek, dan moet dit ons ikoon Lorika Raag wees. Daai poesie, vir my as ek na haar musiek luister, is daai ongelooflike manier
hoe hulle met woorde speel om vir jou 'n prentjie in jou kop. Jy sien daai man wat afstap in die straat. Jy sien dit. Jy sien, jy weet die donker gang. Jy sien Bloubergse strand wanneer Lorika dit sing, want is daar 'n ongelooflike manier om dit uit te druk in 'n taal. So ja, ek dink om verskillende redes, verskillende ag en dan is daar wonderlike jong kunstenaars, Droomsindroom. Ja, ek bedoel daar dis kuns in hierdie musiek en is so wonderlik dat jong mense vandag in Afrikaans wil sing en vir Afrikaans wil staan. Die heuwel's fantasties. Ek meen daar's sulke ongelooflike wonderlike musiek. Partykeer wens ek dat elke ou wat by 'n mikrofoon verbyloop nie 'n sang maak of opneem nie, maar dis sekerlik waar in alle tale. So ek weet, kom ons praat. Kom ons los daai eens, daar. Maar dan moet jy definitief fees toe kom hoor, want daar's 'n paar wat jy genoem het wat daar Ja. Droomsindroom is daar en die heuwels fantasties en so. Lorika is sy daar aangestap in die lewe. Skrywers dalk? Ja, so ek lees geweldig baie. Ek meen hierdie jaar is dit nou maar meerendeels, jy weet, besigheidsboeke wat 'n mens bietjie help om 'n beter leier te wees en waar jy iets kan leer. Maar Desember, weet my familie, ek sit my hoed op, ek sit my sonbril op, ek trek my kostuum aan en ek lê daar op die strand en ek lees letterlik 'n boek 'n dag. Elke liewe dag lees ek 'n boek. Nou, jy weet van my gunstelinge, Dion Meyer en Irma, as ek Irma Venter, as ek op daai strand gaan lê en ek het nie 'n Dion en 'n Irma in die hand nie, dan is my Desember vakansie nie, jy weet, dan sit nie reg nie. Hulle skryf partykeer nie vinnig genoeg om elke jaar seker te maak ek het 'n boek wat ek kan saamvat strand toe nie. Maar jy kan hoor ek hou van misdaad, speurverhale en so aan, maar dan voel ek dan moet 'n mens net fiksie hê. Jy weet jy moet Rudy van Rensburg, daar's wonderlike skrywers wat in Afrikaans, jy weet, ook hierdie tipe van fiksie skryf wat ek dink absoluut fantasties is. Jeanette, ons moet afsluit en ek kan nie vir jou sê hoe baie ons jou tyd waardeer nie. Jy's 'n besige vrou. Is daar dalk iets, net 'n laaste boodskap of iets wat jy vinnig wil aanraak? Ag, ek kan nie help om dit terug te bring na hierdie hele ding van die doel van hoekom ons hier is nie. En dit is om te sê dat ek dink een van my passies in die lewe is dat elke mens moet 'n testament hê en elke mens moet 'n finansiële plan hê. En die manier om dit reg te kry is om 'n finansiële adviseur te hê. Ek spot altyd en sê, is hier nie 'n finansiële adviseur onder jou stoel nie? Kan elkeen nie 'n labeltjie onder sy stoel kry en sê hier's die nommer van 'n finansiële adviseur nie. Finansiële advies verander lewens. Finansiële advies is die verskil tussen of jy jou drome gaan waarmaak of nie. Finansiële advies is die verskil tussen of jy met absolute eer en op 'n goeie manier kan leef tot die dag wat jy sterf, of om dit in armoede en op 'n geweldige moeilike manier te doen. So, dis iets waar ek geweldig passievol is en ek hoop dat ons meer mense ook by Aardklop kan bereik om te sê, het jy 'n finansiële adviseur? Dis 'n vraag wat persoonlik is en jy moet hom vir jouself persoonlik gaan antwoord. Maar as jy nie 'n plan het nie, dan moet ons jou bereik om te sê, hoe kan ons jou help om 'n plan te kry? Baie dankie. Dit was nou 'n heerlike gesprek. So onthou, Momentum Aardklop, 7 tot 12 Oktober, sien jou daar.